Goeiemôre gemeente. En ook hartlik welkom vanoggend aan al ons besoekers. Ons begin vanoggend ons ontmoeting met die Here deur hom in ons nood en in ons afhanklikheid aan te roep. En ons doen dit met die woorde van Psalm 123. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God. En dan antwoord hy ons: die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Nou, ons loof dan nou ons Here, Psalm 138, daarin loof ons hom vir sy hoogheid, ons jubel oor sy grootheid en ons sing ook van ons verlange en ons voorneme om te wandel in sy weë, ja, om onsself te onderwerp aan hom, om dankbaar en gehoorsaam te lewe. Psalm 138, en daarvan sing ons vers 1 en 4. Bely nou hartlik saam met die kerk dwars deur die eeue ons geloof. En ons doen dit aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here antwoord ons deur vir ons sy wet voor te hou. Daarom, met groot eerbied luister ons nou saam na ons Here se wet vanuit Eksodus 20.
Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode vir my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. As antwoord dan nou ons Here vanuit Psalm 51, en ons sing hier van ons skuld, ons sing van ons nood, sodat ons ook sal sien in die prediking vanoggend, een van die kenmerkende, hoofsaaklike dinge van die gelowige is dat hy sy skuld ken. En nêrens ken ons dit soos vanuit die wet uit nie. So ons sing daarvan, ons skuld en nood, ons sing van oorgee aan God vir sy genade, ons sing van ons gebrokenheid voor hom, Psalm 51, en daarvan vers 1, 2, 4 en 8.
saam. Ons Vader, wat in die hemel is, ons bring U die lof en eer wat U toekom. Al sal ons dit nooit ten volle kan bring nie. U het aan ons meer goed gedoen as wat ons kan weet of kan noem. So hoog soos die hemel bo die aarde is, so hoog is U goedertierenheid oor ons. So ver verwyderd soos die ooste van die weste is, so ver verwyder U ons oortredinge oor ons. Indien U met ons na die gereg wil gaan, wie sal 'n enkele oomblik voor U kan staan? Maar U beloof om ons barmhartige Vader te wees in die beloftes van die evangelie. En so is dit U genade en U guns wat ons opwek tot lof, U vergifnis wat ons lewe behou. En omdat U ons as U dierbare kinders aangeneem het, daarom kan ons getuig hoe U ook dag na dag vir ons sorg, voorsien van alles wat vir ons nodig en goed is. Selfs in die donkerste, droogste tye is U die God van ons behoud. Gereeld is ons bekommerd, oorweldig, bedroef deur ons eie sonde, deur die wêreld, deur die aanslag van die duiwel. Maar U is altyd ons rots om in te skuil, ons toevlug, ons krag. Omdat U ons beveel om vir alle mense te bid, bring ons nou dan ons pleitbedes voor U. Ons bid vir oral waar U heilige evangelie vandag verkondig sal word. En die besonder hier, open die ore en die harte van U diensknegte, sodat ons U reg kan ken, reg kan lief hê, reg kan aanbid. Vul ons harte met U woord. Mag U woord verkondig word met die krag en die salwing van U Heilige Gees. Dit is Hy alleen wat die krag en soetheid van U woord kan openbaar. Wil U dan tog herlewing, gehoorsaamheid en versterking bring deur U Gees, deur U woord. Mag U woord tot ons kom, vandag tot U ganse kerk kom, nie in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerdheid. Ons bid vir ons geliefdes wat onder beproewing verkeer, almal wie U besig is om te louter. Versterk hulle om geduldige loutering te dra, versoet hulle lyding met U beloftes en U Gees wat die siel so verkoop. En gee uiteindelik uitkoms, sodat hulle U goedheid kan ken, kan proe, dat hulle self kan verbly in U en U dieper mag ken as die een wat luister wanneer hulle roep. En ons bid ook vir ons regering, hulle wie U oor ons gestel het. Mag hulle so gelei word en so regeer dat die koning van die konings, ons Here Jesus Christus, dat Hy erken sal word, gehoorsaam sal word, dat sy ryk sal toeneem en die ryk van die duiwel sal verdryf. En laastens bid ons vir ons gemeente. Ons is U heilige bruid, U eie liggaam, regeer deur U ons hoof, saamgebind deur U Gees en U waarheid. Maar ons is tog nog in hierdie gebroke bedeling, maar selfs die skepingssig. Bewaar ons dan teen die duiwel en sy werkinge. Hou ons altyd getrou aan U wil en woord, nie net in leer nie, maar ook met die daad, en hoe ons lewe en hoe ons wandel. En waar ons dwaal, wil U ons genadig wees, ons kom soek, ons bekeer en ons terugbring. Maak ons toewyding aan U, ons liefde vir mekaar, ons getuienis in die wêreld, tot U heerlikheid, tot U eer en tot ons heil. Hoor ons getroue God, barmhartige Vader, om ons Here Jesus Christus ontwil. Amen.
Ons gaan nou weer vir ons Here sing. Uit Psalm 119. En hierso sing ons van die kosbaarheid van God se wet en woord. Hoe hy dit 'n lewensbron, 'n skat vir ons gee. Ons sing Psalm 119 vers 47 en 48. In Petrus hoor ons dat God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Dit is die weg van God tot verlossing. Indien 'n persoon gered wil word, is daar maar net een weg. En is hierdie weg van God. Begin by vernedering. Dis immers wat ons geleer word deur ons Here se tafel vanoggend. En dis ook wat Naaman in ons teks vanoggend moes leer. Ek kan saam met my oopmaak by 2 Konings 5. 2 Konings 5, ons gaan daar saam luister na die hele hoofstuk. En dan gaan ons in die besonder fokus vanoggend op vers 1 tot vers 14. En dan volgende week in die nabetragting sal ons fokus op verse 15 tot 27. Ek kan saam met my blaai na 2 Konings 5. Nou hierdie eerste gedeelte van 2 Konings handel oor die werk, die roeping van die profeet Elisa. Elisa was die opvolger van die groot profeet Elia. Ons lees hoe God reeds begin het om sy wonders te werk deur Elisa, en daarmee bevestig hy dat Elisa is gesalf, geroep met dieselfde salwing en roeping as Elia. Hy is werklik nou die profeet van die Here. En dit is 'n somber tyd in Israel, 'n moeilike tyd. Hierdie verhaal geskied kort na die verskriklike regering van koning Agab en Isebel. Dit was 'n tyd van geestelike verval. Daar was gedurende konflik met die volke rondom, onder andere die Arameërs. Agab se seun Jeroam was koning in hierdie tyd oor Israel. En hoewel hy nie so boos was soos sy vader Agab en sy moeder Isebel nie, was hy tog maar 'n slegte koning. Het hy gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En dan hoor ons Aram, die Arameërs aan die ander kant, is 'n groot, magtige heidene nasie. 'n konstante bedreiging vir die volk Israel. Daar was nie
volskaalse openbare oorlog nie, maar was tog spanning, gedurig deur tussen hulle. Ons ervaar iets daarvan wanneer ons nou gaan luister na die hoofstuk, wanneer die koning van Israel, koning Joram, die brief kry vanaf die koning van Aram, dan sien ons iets van die geestelike verval, waarin hy in God se mag en in sy verbondstrou twyfel, maar ons sien ook iets van die spanning tussen hierdie twee volke, waar die koning sê, hierdie koning van Aram stuur nou net hierdie brief om oorlog te maak. Hy soek nou 'n rede vir oorlog. Dit is aan die agtergrond van ons teks. Ons luister dan saam na ons Here se woord vanuit 2 Konings 5 vanaf vers 1. En Naaman, die leerowerste van die koning van Aram, was 'n groot man voor sy Heer en hoog in aansien. Want deur hom het die Here die Arameërs 'n oorwinning gegee. En die man was 'n dapper held, maar melaats. En die Arameërs het in bendes uitgetrek en uit die land van Israel 'n klein dogtertjie as gevangene weggevoer wat in die diens van Naaman se vrou gekom het. En sy het vir haar meesteres gesê, ag was my Heer maar net by die profeet wat in Samaria is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem. Toe gaan hy in en gee dit aan sy Heer te kenne en sê, so het die dogtertjie gespreek wat uit die land van Israel kom. En die koning van Aram sê, gaan dan, ek wil 'n brief van die koning van Israel stuur. En hy het gegaan en 10 talente silwer en 6000 sikkels goud en 10 stel klere saam met hom geneem. En aan die koning van Israel die brief gebring met die volgende inhoud, saam met hierdie brief aan u stuur ek dan nou my dienaar Naaman na u toe, dat u sy melaatsheid kan wegneem. Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeer hy sy klere en sê, is ek dan God om dood en lewend te maak, dat hierdie man na my stuur om van 'n man sy melaatsheid weg te neem. Erken en sien tog dat hy 'n geleentheid soek teen my. Maar toe Elisa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy klere geskeur het, laat hy die koning weet, waarom skeer u klere? Laat hom maar na my kom. Dan sal hy weet dat 'n profeet in Israel is. So het Naaman dan gekom met sy perde en met sy waans en voor die deur van Elisa se huis stilgehou. Toe stuur Elisa 'n boodskapper na hom toe, na hom om te sê, gaan heen, was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jou vlees terugkeer en jy sal rein wees. Maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink hy sal sekerlik na my uitkom en staan in die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Is Abana en Farpar, die riviere van Damaskus, nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word nie? En hy het omgedraai en vererg weggery. Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê, my vader, as die profeet u 'n groot saak beveel het, sou u dit nie gedoen het nie. Hoeveel te meer nou dat hy u gesê het, was jou en jy sal rein word. Daarop het hy afgeklim en 7 maal in die Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God en sy vlees het teruggekeer soos die vlees van 'n jong seun en hy het rein geword. Toe draai hy om na die man van God, hy en sy hele gevolg, en hy het ingekom en voor hom gaan staan en gesê, kyk, nou weet ek dat daar geen God op die hele aarde is nie, behalwe in Israel. Neem dan nou tog 'n geskenk van u dienaar. Maar hy sê, so waar as die Here leef voor wie se aangesig ek staan, ek sal dit nie aanneem nie. En hy het by hom aangehou om dit aan te neem, maar hy het geweier. En Naaman het gesê, so nie, laat dan tog aan u dienaar 'n vrag grond gegee word, soveel as 'n paar myle kan dra, want u dienaar sal nie meer brandoffers of slagoffers aan ander gode bring nie, as net aan die Here. Mag die Here in hierdie saak u dienaar vergewe. As my Heer in die huis van Rimon ingaan, om hom daar neer te buig, terwyl hy op my hand leun, sodat ek my ook in die huis van Rimon neerbuig, as ek my neerbuig in die huis van Rimon, mag die Here dan tog in hierdie saak u dienaar vergewe. En hy sê vir hom, gaan in vrede. Nadat hy 'n endpad van hom weggetrek het,
sê Gehasie, die dienaar van Elisa, die man van God, kyk, my Heer het hierdie Arameer Naaman verskoon, deur nie uit sy hand aan te neem wat hy gebring het nie. So waar as die Here leef, sekerlik ek sal agter hom aanloop, en iets van hom aanneem. So het Gehasie dan Naaman haastig gevolg. En toe Naaman een agter hom aansien hardloop, het hy van die wa afgespring om tegemoet en gesê, gaan dit goed? En hy antwoord, dit gaan goed. My Heer stuur my om te sê, kyk, daar het nou net twee jong manne, profete seuns van die gebergte van Efraim af na my gekom. Gee aan hulle tog 'n talent silwer en 2 stel klere. En Naaman sê, neem asseblief 2 talente. En hy het by hom aangehou en 2 talente silwer in 2 geldsakke toegebind en dit saam met 2 stel klere aan 2 van sy dienaars gegee. En dit voor hom uitgedra het. En toe hy by die heuwel aankom, het hy dit uit hulle hand geneem en in die huis in bewaring gegee en aan die manne laat gaan. En hulle het weggegaan. Toe hy dan inkom by sy heer staan, sê Elisa vir hom, van waar Gehasie? En hy antwoord, u dienaar het nêrens heen gegaan nie. Maar hy sê vir hom, het my hart nie saamgegaan toe 'n man van sy wa af omgedraai het jou tegemoet nie. Is dit tyd om die silwer te neem, en om klere te neem en olyfbome en wingerde en kleinvee en beeste en slawe en slavinne. Daarom sal die melaatsheid van Naaman jou en jou nageslag vir ewig aanklewe. En hy het van hom uitgegaan, melaats, soos sneeu, tot sover. So hier vind ons nou die man, Naaman, 'n leerowerste van die Arameërs, groot man, hoog in aansien, 'n dapper held. Maar hy het hierdie een probleem, wat hom, sy roem, sy eer, sy krag heeltemal oortref. Hy's melaats. Nou melaats is 'n term wat vir verskeie velsiektes gebruik word in die Bybel, maar in die besonder vir hierdie een. 'n velsiekte wat begin as 'n rooi uitslag iewers op die vel. Naderhand word daai uitslag diep sere en wit swere. Gou versprei dit na die hele liggaam, die hare begin uitval, die naels begin verrot en afval, die tande begin losraak en uitval, en so stadig maar seker vererger hierdie siekte totdat die persoon lewendig ontbind het en dan gesterf het. Dis 'n aaklige en 'n vreeslike siekte. Vreeslikste aspek van hierdie melaats was dit. Dit is ongeneeslik en is hoogs aansteeklik. So Naaman is melaats. Hy weet dit. Hy weet hoe hoog hy ook al is in hierdie volk, watter aansien en watter goedere hy het, wat hy al bereik het, wat hy nog sal bereik, beteken niks. Want hy is melaats, verdoem tot 'n vroeë en 'n aaklige dood. En Naaman se posisie as melaats is niks anders as 'n spieelbeeld van die toestand van elke mens, van my en jou broer en suster. Die mens, wat sy stand, wat sy posisie, wat sy eer, wat sy roem, wat sy vermoë ook al mag wees, hy het hierdie probleem van Naaman. Hy het melaats en hy is in dodelike nood. Dis die probleem met die mens, die wortel waaruit al ons kwaad spruit. Die sonde het soos 'n geestelike melaats ons ganse liggaam oorgeneem en is ongeneeslik. Die mens is lewend dood, verdoem om daaronder te sterf. En hoe vinniger ons dit begryp, hoe beter. Dit is die begin van die weg van God tot verlossing. Jy moet onder 'n begrip kom van jou melaatsheid, van jou sonde. Die mens se probleem is nie dat hy griep het nie, dat hy siek is, dat die sonde 'n ding is wat net so nou en dan kom en dan gaan dit weer oor nie. Hy het griep en as hy net die nodige medikasie kry, kan hy vinniger deur dit kom. Die mens se probleem is heel dieper.
Hoe jammer is dit dat die mens se probleem so gereeld as 'n siekte beskryf word. Dat ons net onder die weer is. Jy kan eintlik self regkom, jy het net Christus nodig om hy bietjie ekstra vir jou te gee. As die mens self kan sy probleem oplos, hy kort net God se genade vir daardie ekstra hulp. Dis 'n hoogheid van hart, die trots van die duiwel, die werk van die duiwel om so te dink. Want die duiwel wil nie altyd die mens net vernietig en platslaan nie. Hoe gereeld kom hy as 'n engel van die lig? Kom hy juis na die mens toe om ons op te bou, ons te versterk, ons te verseker in onsself en juis hierdie siekte van ons toe te smeer. Maar God getuig reg deur sy woord dat die mens nie net siek is nie. Hy is melaats. Hy is ongeneeslik in sy verdorwenheid. Hy kan nie sy lewe wil verander nie. Hy is onder die wraak van God, besmet met die sonde, met die skuld, is slaaf van die sonde. Die sonde is nie ongesonde kos, broer en suster, wat jy net moet ophou eet en meer gesond begin eet nie. Die sonde is melaats wat jou eet. Stukkie vir stukkie, dieper trek dit ons die duisternis en dag vir dag gee hierdie siekte, hierdie melaats ons 'n voorsmaak van die ewige ellende wat wag. Iemand wat nie uiters erns maak met hulle toestand nie, met hulle sonde, met hulle melaats nie, soos 'n persoon in hierdie tyd wat die rooi uitslag op die arm of op die bors sien en net sê hy moet 'n bietjie meer in die son kom, dan sal alles regkom. Melaatsheid sal hom verlaat as hy net reg optree. Nou jy het self dalk nog nie die wreedheid van jou melaatsheid ervaar nie, jy is dalk nog nie die diepe duisternis van die sonde ingetrek waar jy dinge gedoen en dinge in jou hart gevind het wat jy nie eers van kan spreek nie. Maar sien dit raak. Melaats is jy. Elke mens, geestelik is hulle melaats, onrein, ongeneeslik, spoedig op pad om verteer te word. En in werklikheid, terwyl ons lewe, dood en verdoem. Kyk nou na Aman. Kyk hoe desperaat is hy. Op hierdie punt moet ons vra, broer en suster, het jy al jou melaatsheid gesien? Het jy al onder die besef gekom van die dringende nood wat jy het? Hoe ernstig die sonde geestelik is. Kyk wat gebeur wanneer Naaman sy melaatsheid sien. Hy hoor by 'n klein slawedogtertjie van Israel wat hulle gesteel het. Hoor hy, daar's 'n profeet in Samaria wat hom kan genees. En aanvanklik kan jy dink sy kop moes vir hom sê, wat weet sy? Sy is dan nog so klein en onkundig. Wat weet sy? Haar ouers het vir haar waarskynlik veeverhale geleer en nou glo sy dit nog. Hoe kan haar God my genees? Ons het haar dan gevat by sy volk. Sy dien ons dan nou. En tog, wanneer Naaman hoor, hierdie groot held, hierdie man van Aram, wanneer hy hoor dat daar net moontlik genesing vir hom is in Israel, gaan hy na sy koning toe. En hy sê, stuur tog na Israel. Hy neem geskenke saam oor ons, 'n paar miljoen in waarde. Net vir die kans dat hy dalk genesing kan bekom daar in Israel. Wanneer ons dit sien, dan moet ons voor die vraag kom, het jy hierdie desperaatheid al geproe? Ons lees elke Sondag die wet. Ons ken die Here se wil. Die vraag is, het jy dit al gesien, hoe deurdrenk met die melaats jy is? Dit is een van die kerndinge wat die gelowige onderskei van die ongelowige en van die huigelaar. Hy het iets geproe. Hy het onder 'n uitdruklike besef en dringende nood gekom van sy sonde. Hy het deur die Gees is sy oë oopgemaak om te sien uit die woord uit, ek gaan sterf. En ek gaan nie net sterf nie, ek gaan vir ewig sterf in die toestand waarin ek is.
Ek is in elende by die almagtige God. En die gelowige word dan so desperaat dat hy bereid is om enigiets te gee, enigiets te doen, enigiets aan te hoor wat net dalk 'n uitkoms kan bied vir hierdie toestand waarin hy is. Toe is dan die vraag, het jy al jou melaats gesien? Die erns daarvan. Het jy dit al gevoel? Ek vra nie, weet jy is sondig nie. Die duiwel weet dit. Die vraag is hier, was jy al in Naaman se skoene? Naaman, groot man, held, hoog in aansien, oorwinnings deur die Here gekry. En dit beteken niks, want hy weet hy is malaats. Het jy al geproe hoe jou elende voor God jou melaats? Hoe dit alle goeie en mooi in jou lewe oortref? Dat jy nie meer dieselfde vreugde en volheid kan put uit die mooi en die goeie wat jy het nie, want jy staan veroordeel weens jou sonde voor die heilige God. En die ewigheid hou vir jou die dood, en het jy dit al geproe? Na die waarheid wat die Here leer. Naaman kom onder die begrip van sy melaatsheid. En Naaman se melaatsheid was waarskynlik nog nie ver gevorderd nie. Wat hoor ons? Ons hoor hy kom verskyn voor die koning. Ons hoor hy het oorwinning gehad onlangs, hy veg nog. Wat beteken dit was waarskynlik nog net 'n rooi uitslag. Nog nie iets wat hom neergetrek het en so bedroef gemaak het nie, maar hy weet wat dit is. Hy weet, hy proe die bitter en die smart van sy melaatsheid. Hy ken sy toestand. En soos ons gehoor het, genadiglik op die ou end, het die Here van Naaman genees. Maar voor hy hom genees het, moes Naaman hierdie leer. Die Here God is al wie hierdie ongeneeslike melaatsheid kan genees, en hy sal dit doen op sy manier. En dis vernederend. Oorweeg hierdie groot man van Aram, hoog in aansien, hy moet gehoor gee aan 'n klein slawedogtertjie. Hy moet by haar hoor van die verlossing. Op haar aanbeveling gaan hy na die God van Israel, na die volk met wie hulle in vyandskap is, wie hulle onlangs onder sy leiding verslaan het, oor wie hulle magtiger is. Hy moet nou na hulle toe gaan. Hy kom by Elisa, die profeet, bly op sy perd sit, sy waans agter hom, klim nie eers af nie, en Elia kom nie eers uit nie. Elia stuur 'n boodskapper na hom toe, gaan was jouself 7 keer in die Jordaan. En dan hoor ons hoe kwaad word Naaman, vers 11, maar Naaman het baie kwaad geword. Moet ek, die magtige Naaman, nou gaan, myself verder verneder voor al my diensknegte en myself gaan was in hierdie rivier? In Damaskus en in Aram het mos veel groter en beter riviere. Ek het miljoene in offers en geskenke gebring. Ek sal my genesing verdien. Maar nou kan ek dit nie eers aanbied nie. Ek moet nou my gaan was in die rivier. En uiteindelik hoor ons dan hy gaan. Maar hy gaan eers na sy diensknegte nog na hom toe moes kom en hom moes ooreed en oortuig om te gaan. En so breek die Here Naaman se trots. Hy breek sy aansien. Hy verneder hom. So moet Naaman leer dat daar maar een is wat genees en dat die genesing slegs op sy bepaalde manier sal plaasvind. Hy gaan was homself 7 keer in die Jordaan en die Here genees hom wonderbaarlik van sy melaats. Wat jy moet sien, broer en suster, is hoe God se weg van genesing, sy weg van verlossing, die enigste ware weg is vir jou om van jou geestelike melaats ontslae te raak, genees te word, verlos te word, en hoe dit vernederend is. Soos Naaman wil ons gereeld ons eie genesing verdien. Ons wil dit betaal, ons wil dit self bekom, of ten minste 'n aandeel daaraan hê. Daar moet iets wees waarna ek kan wys om te sê ek het hierdie reg gedoen, of hierdie reg besluit, en daarom het ek toe die genesing ontvang. Ons is trots. Die hoogmoed van ons harte maak dat ons nie maklik plek maak vir die genesing wat God gee nie, vir die weg wat hy
wat hy voorskryf nie. Maar God weerstaan die hoogmoedige in sy weg van verlossing. Jy het geestelike melaats en is verdoem tot daardie dood. Jy kan jou besittings, jou koninkrykie, jou eie liggaam op die brandstapel offer aan hom. Jy sal nie genesing bekom nie. God het maar een weg van genesing. En dis die Here Jesus Christus. Hy wat na die mens gekom het sondeloos in sy lewe, en tog onder die vloekdood van die kruis gesterf het. Hy het sondeloos gelewe. Hy het die geregtigheid gedoen wat jy nie kan nie. Die vereiste geregtigheid van God het hy volbring, al die gehoorsaamheid in jou plek. En al jou sonde en skuld, die melaats wat die pynlike dood inhou vir jou, is op hom geplaas. En hy is daarvoor gestraf, sodat jy nie gestraf hoef te word nie. Hy is jou Jordaan rivier. Sy bloed. Jou melaats is daardeur afgewas, omdat hy dit op homself geneem het, daardie pynlike ewige dood vir jou gesterf het. So God se weg van verlossing is eenvoudig dit. Glo. Ontvang. Laat jouself was in die bloed van die lam. Verneder jouself deur te erken, jy kan nie goed genoeg wees nie, dat jy nie goed genoeg kan optree, genoeg kan gee vir daardie genesing wat jy so nodig het nie. En vlug dan na hierdie Jordaan, om gewas te word daar. Werp jou melaats op hom, laat hy die gevolge dra. Kom net na die Jordaan. Hy eis nie talente, goud en silwer uit jou hand daarvoor nie. En hy gee dit. Hier Jesaja roep hy uit, bekende gedeelte, o almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Ons moet verneder word. Ons moet deeglik begryp wat ons toestand buite Christus is. Ons moet deeglik begryp watter melaats ons het, hoe diep en dringend die sonde is. En dan moet ons vlug na Christus. Vlug, nie onderhandel of met hom probeer ooreenkom nie. Vlug en op hom onsself werp. So die vraag dan, het jy gevlug, broer en suster? Het jy gesien hoe dringend jou melaats is en na die Jordaan gevlug? Hierdie tafel van ons Here vanoggend is vir hulle wat gevlug het. Die tafel is vir ons om te hoor, soos Naaman van die profeet Elisa, gaan in vrede. Vrede vir jou. Soos hierdie brood is sy liggaam gebreek, en soos hierdie beker het sy bloed gevloei weens jou melaatsheid, sodat jy genees kan word. Dis sy weg van verlossing. Gratis, genade en vernederend. Dodelik vir jou selfstandigheid en jou trots. Ons kom dus vanoggend na ons Here se tafel toe, nie omdat ons net gewoon wil nie. Ons kom omdat ons moet. Maar die geloof in Christus se offerdood aan die kruis, God se enigste weg van verlossing is. Omdat ons saligheid, ons verlossing, ons genesing buite onsself soek in Christus. Omdat ons vlug na hom, veil, sonder verweer, alleen in vertroue op sy genade. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U, dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U eniggebore Seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U Seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof
en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Ons sing bidend vir ons Here, skrifberuiming 10-2. Van vlug na Christus en skuil by hom. Hy ons enigste toevlug en dis waarvan ons nou sing. Waarvoor ons hom nou prys, Psalm 91, vers 1, 2 en 7, waar ons sing vir die Here, wie toevlug neem in veilige hut en skuil by die Alhoë. Hy word beskadig en beskud deur God se alvermoë. Psalm 91, vers 1, 2 en 7.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Amen.